Welkom by vandag se erediens. Dit is my soos altyd 'n voorreg en 'n groot eer om saam met julle te mag onderskei wat is dit wat die Here vir ons sê. Ons is in 'n nuwe reeks wat ons vir die volgende paar weke bietjie gaan uitrol en die vraag wat ons probeer vra is: hoe verstaan ons God in 'n tyd van 'n pandemie? Hoe leef ons as gelowiges ook ons geloof uit? Maar wat sê die toestand van die wêreld vir ons van waar God is? En dis uiteraard 'n verskriklike moeilike vraag, maar ek en Dominiani en Adel gaan so in die volgende paar weke stuk dit probeer uitpak. En hoe meer ek besig is met die teks en met die Bybel en veral in die tyd waar ons is ek amper meer versigtig om maar net te sê dat ek vir God in so 'n bak of in 'n hoek kan vaskeer en hom in 'n boksie kan sit en maar net sê dit is wie God is. So al ons woorde wat ons eintlik oor God sê is so beperk en dit spreek tot die grootheid van God. Maar ons sien uit om ook iets nuuts te leer in die volgende paar weke. So asseblief skakel in daarvoor. Onthou as jy enigsins nood het, finansiëel, emosioneel, as jy met iemand wil praat, die kerkkantoor is oop, kontak ons asseblief. As jy weet van iemand wat siek is, wat ondersteuning nodig het, hoewel ons nie nou in hospitale mag besoek nie, kan ons ten minste bel en seker maak dit gaan goed met almal. So asseblief, bel die kantoor, kom check sommer net in by ons ook, en as jy enige behoefte het, skakel asseblief ook die kantoor. Kom ons bid saam met mekaar. Here, in 'n tyd van 'n pandemie, 'n wêreldwye pandemie, is ons versigtig oor enigiets wat ons eintlik sê. As ons dink hoe ons jaarbeplanning gelyk het, Here, en hoe die mekaar dit is. As ons dink aan die idees en gedagtes en drome en afsprake wat ons gehad het, hoe die wêreld verander het, Here, is dit so nodig, Here, dat ons dan ook moet praat oor hoe ons en u verhouding dalk verander het, of waartoe u ons roep, of hoe ons u sien in hierdie tyd. So Heilige God, ewige Vader, vriend, lei ons ook, wanneer ons vandag probeer onderskei, wat is dit wat u vir ons wil sê. Ons eer u daarvoor. Amen. Kom ons sing eers lekker saam met mekaar, ons skakel oor na Hansie en sy span. Goeiemôre en baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is, dit is vir ons 'n groot voorreg dat julle met ons is. Ek sê vanoggend dankie vir Monja, wat tyd gevat het om saam met ons bietjie die Here se naam groot te maak. So ek hoop julle is lekker rustig, gebruik hierdie tyd om met die Here te connect, en ek hoop julle geniet dit saam met ons. Breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all.
wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Dankie julle. Soos ek nou ook gesê het, enige poging om van God iets te sê, sal ons as mense vir ewig in tekort skiet. Ons is mense wat menslike verstand het en menslike gedagtes het en uiteindelik probeer ons dit projekteer teenoor God om sy handewerk te verstaan. En soos julle uiteindelik maar weet en self ook kan dink, dit is van die moeilikste goed wat ons uiteindelik kan doen. Ek sê nou dag vir my, vir 'n vriend saam weer kuier, ek wonder so wat dink God aan hierdie tyd. En hoe lyk sy gedagtewêreld? En ek sê toe vir hom, terwyl ek dit sê en ek besef toe nou dat dit heeltemal onmoontlik is, maar as God net vir 'n oomblik vir my kan wys wat met respek gesê gaan in sy brein of in sy gedagtes aan die gang. En al wat ek vir hom sê is, ek dink net my brein sal uitbrand, net afswitch, want dit is te groot. En nie net nou in hierdie konteks waarbinne ons leef nie, maar reg deur die geskiedenis. Ons is mense wat iets van God probeer verstaan. Daarom is die woord nooit klaar gepreek nie. Ons kan nooit sê dit is die einde, dit is die streep, totdat hy ons uiteindelik kom haal nie. Ons verstaan nou alles, as ek dink aan 1 Korintiërs 13. Ons doen nie, want hy's God en ons is mense. So ons poging is om te probeer verstaan en te probeer sin gee in die klein mate wat hy dit ook vir ons openbaar oor hoe en waar hy is en hoe hou ons vas en hoe gaan ons aan. En dis die wonderlike voorreg wat nie net ons as predikante het nie, maar elke gelowige om daagliks te probeer onderskei wat is dit waarmee God nou besig is en hoe skakel ek in by dit. Want so seker soos wat ek vandag hier staan en jy luister en die son opkom en die son gaan sak en ons water in die see, so seker is ons dat God steeds besig is en dat God nie met ons klaar is nie. En ek hoop jy onthou net daai bemoediging ook. So as ons nou in die volgende paar weke gaan ons nou, ek gaan vandag hier by die Ou Testament begin, ons gaan Ou Testament, Nuwe Testament, die evangelies en Paulus en 'n klomp goeders probeer uitpak uiteindelik om te probeer verstaan, maar wat leer ons van God met die bril op wat ons vandag op het, of in hierdie tydperk dan spesifiek op het. En dit is 'n interessante uitdaging, maar ek wil eers begin deur te sê, wat is die goed wat ons in die kerk, in die Breër Kerk, praat nou nie net van ons gemeente nie, maar in die wêreld raak hoor, van hoe mense probeer sin maak van die tyd waarin ons leef. En dit is veral ook swaar kry. Soos ek deur dit lees, is ek oortuig dat die vraag al 1000 keer gevra is, reg deur die eeue, oor en oor en oor, probeer ons God en swaar kry by mekaar uitbring en probeer rationaliseer. Want hoekom wil ons iets so swaar kry, rationaliseer of verstaan? Want dit gee vir ons vir 'n oomblik 'n stuk beheer oor iets wat ons nie beheer oor het nie.
swaar kry. 'n Pandemie, COVID-19 het regtig by ons 'n stuk buite beheer gelos, 'n gevoel van buite beheer by ons gelos. En ons ervaar dit konstant. Ons ervaar dit in ander mense wat besluite neem vir ons, wat ons lewe en ons finansiële welstand dalk, of ons gesondheid, of wat ook al beheer of kan verander, of 'n effek daarop kan hê. So ons probeer dan, selfs in ons verhouding met God, om God te probeer verduidelik of verstaan, of verstaanbaar maak, riglyne of merkers te trek en sê, dis hoekom hierdie ding besig is om te gebeur. Ek verstaan nou God. En soos julle sommer net in my woorde hoor, dis iets wat ons nie kan doen nie. Maar van die goed wat ons baie raak hoor, is dat sommige mense sê dat die einde van die wêreld is. Dat die aankoms van COVID-19 is nou maar uiteindelik die laaste stuiptrekkings van hierdie planeet, van hierdie wêreld soos ons dit ken, en dat ons op pad is na die einde toe. Ek herinner jou dat in Paulus se tyd, hulle met 'n wederkomsverwagting geleef het, dat dit, wil ek amper sê, oormôre sou gebeur het. Hulle was so passievol daaroor, die verwagting was so sterk. Nou, ons weet nie of dit die einde is of nie, maar dis nie ons fokuspunt nie. Want as ons sê, dis ons fokuspunt, dan gooi ons maar ons skouers en sê, ag nee, weet jy wat, ek hoef nie meer by hierdie wêreld betrokke te wees nie, ek kan nou maar by die huis sit en ek kan verder rustig aangaan. Ek dink nie dat COVID-19 een van die tekens van die eindtye is nie, want dit is nie die eerste pandemie wat hierdie wêreld tref nie. Die tweede ding wat ons by mense hoor is halfe, ek noem dit nou sommer die superhero kompleks op 'n manier, dat ons sê, ag nee, weet jy, ek weet die Here sal my beskerm, die mense, ek hoef nie 'n masker te dra nie, ek hoef nie my hande skoon te hou nie, ek kan maar naby mense bly en beweeg soos wat ek lus kry, want die Here sal my beskerm. Ek kan maar net met respek gesê mal gaan en doen wat ek wil, en die ouens wat dan nou die virus kry, of wat siek word, of dalk selfs doodgaan, die Here het hulle seker nie beskerm nie. Selfs daai benadering skiet al klaar hopeloos te kort. Ander is dalk weer diep dankbaar en sê hierdie vrees wat nou in mense se harte is, die vrees vir dood, want nog nooit was die dood of die realiteit van die dood seker so naby aan ons voorstoep en aan ons eie lywe dalk selfs gekom vir 'n klomp van ons. So daar's mense wat met dankbaarheid reageer en sê, mag hierdie vrees mense terugdruk na die Here toe. En hoewel dit waarskynlik 'n legitieme en selfs 'n rein hart is waar dit kom, dink ek nie vrees is die ding en hoop ek nie vrees is die ding wat jou na die Here toe druk nie, maar dat eerder sy liefde is en sy ontferming. Ander kies weer om tekste en veral uit die Ou Testament uit te gebruik om te kom sê, hier's 'n oorsaak en gevolg ding wat nou hier plaasvind. Iemand het weer sonde gedoen. Dis as gevolg van die promiskuïteit van die wêreld of die feit dat ons dalk ons rug gekeer het op God, dat die wêreld nou lyk so wat lyk en God hierdie plaag stuur om ons te straf en te vernietig. En dan vra ek weer vir myself, soos ek in die begin van die inperking ook gesê het, wat dan van Jesus? Wat dan van Jesus se brutale kruisdood, toe hy gesê dit is volbring? Hoekom moet hy ons nou, God ons weer kom straf? Dis teologies maak dit net nie vir ons sin nie. En ek sien, en ons sien dit dalk meer met ons in ons wêreldleiers, dat mense met die Bybel onder die arm, of die Bybel in die kop, ek weet nie altyd of die Bybel in die hart is nie, maar uiteindelik nou hulle haat kan regverdig teenoor ander mense. En hulle, dit was jou skuld benadering. Want ons durf tog net nie ons vrese of ons woede of ons aggressie na God toe vat nie. So kom ons vat dit na ander mense toe. Kom ons vat dit na die buitelanders wat dit veroorsaak het, wie se skuld in ons oë dit uiteindelik nou is. Of regerings wat nie vinnig genoeg gewerk het nie, of mense wat dalk van die feite verbloem het op 'n stadium, of wat ook al. Nou mag ons hulle haat. Nou mag ons vir die wêreld wys, want hulle het hierdie ding oor ons gebring. So op 'n manier ontwikkel ons 'n teologie wat ons haat regverdig. En ek hoop jy hoor soos jy daar sit dat dit glad nie iets is
wat kan gebeur nie. Daar is nie 'n teologie om haat te regverdig nie. Maar kom ons gaan na die Ou Testament toe vanoggend. En vir my, om my beste poging om oor God te praat, soos ek dan ook gesê het, skiet hopeloos tekort. En ek vermoed almal wat in die volgende paar weke met hierdie reeks spesifiek gaan besig wees, gaan vir julle presies dieselfde sê. Maar die Ou Testament is vir ons van daai moeilike tekste, wat ons nie altyd God in kan vind soos wat ons hom dalk ken nie. Of ons lees goed daar raak en dit plaas ons 'n vraagteken oor God. Want ons lees goed oor brutaliteit en ons lees goed van 'n kwaai God wat gestraf het dalk. En hoewel ek dink elke teks belangrik is vir ons formasie, ons geestelike formasie, en dit steeds 'n rol het om te speel in ons verhouding met Christus en God in die drie eenheid waarbinne ons leef, weet ek dat ons nie die Ou Testament kan lees sonder om die bril van die Nuwe Testament ook op te sit nie. En die kruisgebeure en dit wat uiteindelik daar gebeur het. Maar nou, vanoggend is ek nou by die Nuwe Testament en ek kyk na die Psalms en reg deur die Psalms is dit boonbehalwe dat Dawid aan die een kant wanhoopig is en die volgende oomblik is hy okay, op sommige plekke sê hy God het my gelos as gevolg van my sonde. God het sy rug heeltemal op my gedraai. Amos, die profeet Amos sê God sal sy planne aan die profete bekendstel. Ek wonder, waar is die profete dan vandag? Maar die teks ook aan die einde sal hy dit aan ons bekendstel. Daniël 9 sê, God was wakker vir die onheil en daarom het hy toegelaat dat wat gebeur, maar kan gebeur het met ons in daai spesifieke tyd. Klaagliedere, vertel van die hongerkinders, wat se tonge aan hulle verhemel te vasklou. En nou wonder ek by al hierdie goed, sommer net hierdie paar opmerkings wat ek gemaak het, hoe vind ek God, en hoe vind ek 'n liefdevolle God in dit? Want onmiddellik in al daai bogenoemde tekste, is ons baie sterk gefokus op 'n oorsaak en 'n gevolgteologie. Ek het, en toe het God so gereageer, en hy het vir my kom wys, en hy het my kom straf, of kom vernietig, of wat ook al. Maar my soeke, en my besig wees met hierdie tema, veral in die Ou Testament, het ek by die aangrypende, en ek wil amper sê die hartseer verhaal van Job uitgekom. En dis nog moeiliker. Dis nog moeiliker om te verstaan, en ek maak nie eers naaste by, of ek iets kan verstaan van dit, wat tussen Job en God gebeur het nie. Maar ek wil 'n paar gedagtes uit Job uit sommer net vanoggend met jou deel, en ek gaan stuk uit Job uitlees. Ek gaan nie noodwendig 'n teks aankondig vir jou om saam te lees nie, maar ek begin so by Job 1 en ek werk om reg deur tot daar aan die einde. So jy kan nou in jou spaartyd dalk bietjie deur Job gaan, om ook iets van sy worsteling met God daarin te sien, wat eintlik aangrypend is. Maar Job 1 vers 1, is dit eintlik maar God wat aan die woord is. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en hy was opreg, en hy het God gedien en die kwaad vermy. Die hele eerste hoofstuk skep vir ons hierdie prentjie van hierdie man na God se hart. Daar's niemand anders soos my dienaar Job nie, sy gelyke is daar nie. Hy is reg, hy leef goed, hy doen dit wat hy moet doen. En God sê dit self. En reg deur die boek probeer Job regverdig of bevestig eerder dat hy wel regverdig is, terwyl al hierdie vreeslike dinge met hom gebeur. Maar reg deur die boek is daar mense wat strategies by Job uitkom en hom probeer herinner en ooreed van 'n bepaalde beeld van God en van sy eie sonde, en dat hierdie wat gebeur het uiteindelik Job se verdiende loon is, dat die goed wat met hom gebeur, die swaar kry en die seer en die siekte en die pyn en die sterfte
En die hele situasie waarna is, sy skuld is, want dit is 'n oorsaak en gevolg ding. Maar sommer vroeg, in die begin, nadat die swaar kry vir Job tref, kom sy vrou na hom toe en sê, Job, wil jy nie maar net vir God vervloek nie? Want dan kan jy nou maar doodgaan, want dan is dit verby. Dan hoef jy nie meer in hierdie straf te leef nie. Dan hoef jy nie meer in hierdie konteks te leef nie. Vervloek nou maar net God, want hy is in elk geval klaar met jou. 'n God wat straf, 'n God wat klaar is met 'n regverdige. En dit vat my sommer onmiddellik, as myself sommer kan ontbreek na die Nuwe Testament toe, wat nou nie eintlik my beurt is om oor te preek nie, maar die regverdige. Wie is regverdig? Christus, Jesus, God. Wie maak my en jou regverdig? Nie dit wat ek doen nie, nie dit wat ek sê nie, nie dit wat met my gebeur nie, maar deur die lewe en die dood en die opstanding van Christus. Die regverdige. So, voor ek en jy nog enigstens oor ons strafnarratief besig is, doen ons dit, of raak ons besig vanuit dit, met die wete, ek en jy, is die regverdige van God, deur hom. So Job se vrou, om terug te kom hierna, toe sê, ag nee, vervloek maar vir God. Sy ander vriend, Elifas, kom na hom toe, Job 4 vers 19, en hy praat van hoe niks werd die hemelwesens is nie, en dan sê, hoeveel te meer nog hulle wat in huise van klei woon, hy praat nou van die mense wat uit stof uit opgebou is, mense wat soos 'n mot pap gedruk kan word. Dit is eintlik die brutaalste verduideliking of uitdrukking wat sy vriend hier vir hom gee. Sy vriend probeer vir hom oortuig dat God waarlik niks omgee oor hom nie. En dit is veral Elifas, sy vriend wat nou hier aan die woord is, wat konstant hierdie narratief na Job toegebring het. Jy is niks werd. Daarom gebeur hierdie goed. Daarom tref hierdie pestilensies of wat ook al jou. Daarom tref die dood en die finansiële moeilikheid waarin jy is, want jy is niks werd vir God nie. Dis amper skreiend, dit is skreiend, oor hoe mense soms ander mense in tye van nood mishandel met die woorde van God, of wat hulle maak of dit die woorde van God is. Jy het dit, jy is siek, jy kry swaar, jy is arm, want God het gekies om jou seer te maak. Want God wil vir jou wys, want jy beteken niks vir die Here nie. Sy vriend gaan aan, weer sê Elifas vir hom, Job 5 vers 1, roep maar Job, niemand sal jou antwoord nie. Is daar selfs 'n engel wat na jou sal kom om jou te help? Nie eens 'n engel sal na jou kom nie, maar roep, niemand sal antwoord nie. Hy sê, stort jou hart uit, niemand luister in elk geval vir jou nie. Hou eerder op praat, hou eerder op sê wat jy wil sê. Maar Job kom, en hy sê nee, Job 7 vers 11, nee, ek kan nie stil bly, in my beproewing wil ek praat, in my bitter lyding wil ek kla. Vers 20, 21, 3 keer sê hy, waarom, ek kan nie stil bly oor dit wat my seer maak nie, sê Job. Hoekom, Here? En Job hou vol, konstant, reg deur sy teks, dat hy nie ongeregtighede gepleeg het nie, dat hy reg gedoen het, dat hy nie noodwendig verkeerd opgetree het nie, en Job hou aan om sy saak te stel, hy praat weer met die Here, hy huil weer, hy roep weer uit, sy klaaglied is so aangrypend, en seer. Luister na Job 23 vers 2. Ek kla nog steeds uit my opstandigheid. Ek kan nie ophou kla nie. As ek maar net geweet het waar om vir God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en my saak voor hom gaan lê, my pleidooie aan hom stel,
Ek sou van hom 'n antwoord probeer kry, probeer verstaan wat hy gesê het. Dis amper Job van sy laaste pleidooie die. As ek maar net geweet het, hoekom die Here doen wat hy doen. Ek het in hierdie tyd van hierdie wêreldwye pandemie soveel keer ook dit gedink. As ons maar net geweet het. Of in swaar kry, ons almal was al in tye van swaar kry. Hoekom, Here? Maar die Here kom en hy antwoord vir Job in Job 38 tot 41. En hy doen dit op 'n ongelooflike poëtiese en gerusstellende manier amper. En in ons eerste lees van daai teks, klink dit amper asof dit 'n aanklag is van God se kant af na Job toe. Maar ek dink eintlik nie dis wat dit is nie. Ek dink God vra in dit wat hy sê vir Job. Job, hoekom het jy my probeer vasvang, vastrek, my probeer verstaan deur jou eie gedagtes, of deur jou vriende se woorde, of deur jou omstandighede? Hoekom het dit vir jou harder gepraat van wie ek is, as wat jy dalk weet van my? Hoekom het jy, Job, hoekom het jy menslike rationaliteit gebruik om goddelike weë te probeer verstaan? Hoekom het jy gedink dat dit vir jou antwoorde sal gee? Hoekom het jy my, wat God is, en my verhouding met jou, gereduseer, so klein gemaak, dat dit net tot oorsaak en gevolg neergekom het? Ja, en dan gebeur dan Job, eintlik maar van die hartseerste, maar van die mooiste goed ook. Asof Job aan die einde sê, "Skus Here, ek gee op." Teks sê hy gaan sit in sak en as, want hy is totaal en al oorweldig, want hy verstaan nou minder. God gee hierdie wonderlike, soos ek sê, poëtiese respons en antwoord, en hy skep hierdie prentjie van die heelal en van die wêreld en van sy handewerk en van sy grootheid. En dit is asof ek in my gedagtes sien Job val net terug. En hy sê, "Joh, Here, nou verstaan ek nog minder. Want as dit darm net sonde was, soos my vriende gesê het, dan kon Job maar net ophou sondig. As die oorsaak van al hierdie goed wat met ons gebeur het, of my gebeur het, Job, as dit was omdat jy nie geregtig genoeg was nie, dan kon jy mos maar net beter gewees het. So dit sou selfs 'n makliker antwoord van God gewees het. As dit 'n saak was dat jy net vir God moes ooreed en vir hom herinner hoe goed jy is en wie jy is, en om maar net vir 'n oomblik remind dat jy eintlik nie verdien nie, dan kon jy mos maar net harder geredeneer het. Maar nou is die gevolg van die swaar kry niks van dit wat Job of ek of jy kan verstaan nie. So dan sit ons daar waar Job is. Maar waar vind Job vir God? Hy vind dit in sy kla. In sy klaag by God. In die huil, in die trane, in die woede, in die aggressie, in die eerlikheid. Daar vind hy iets van God. God maak hom nie stil en sê, Job, wat weet jy? Hou op klaar, gaan aan met jou lewe. Hy wys hom tereg op die einde, op 'n baie, baie mooi en sagte manier. Maar nooit stop hy hom en sê, ag, moenie praat nie, moenie huil nie, jy weet wat aangaan nie. Hy laat toe, dat hy sy emosionele toestand
sy verdrukking, sy angs, sy woede, sy vrees, sy bekommernis, eerlik voor die Here kom neerge. En dis soos 'n stortvloed van woorde, wat uit Job se hart uitkom. Maar dis daar, waar hy vir God vind. En God sê aan die einde, my dienaar Job, het die waarheid gepraat. Julle, ek is kwaad vir julle. Julle wat sy vriende was. Julle wat gemaak het of julle namens my praat, vir julle is ek kwaad. Want julle het hom nie gehelp nie. Maar, as Job namens julle jammer sê, dan sal ek julle vergewe en ek sal julle herstel, as hy die offer bring, want my dienaar Job het die waarheid gepraat. So vriende, waar los dit ons vandag in ons eie verstaan van God en in ons lees van die Ou Testament in 'n tyd van hierdie pandemie waarin ons onsself bevind. Een ding wat ek dink vir my in die eerste plek uitstaan, is dat ons met ons woorde, soos ek het al telke male gesê het, tekort skiet as ons oor God wil praat. Job se vriende herinner ons dat ons teorieë oor God altyd uitgedaag kan word. Ek en jy is nooit klaar gepraat oor God nie. Ons het nooit die volledige wysheid in pag om te sê, ek kan alles wat ek sê ek direk, asof dit direk vanuit die hemel uitkom, en dit kan nooit gechallenge word nie. Om oor God te praat, om te sê, so spreek die Here, om dit te waag om te dink oor God, is onveilig, maar daar is ook vryheid in dit. Dis onveilig in die mate dat ek iemand kan seermaak deur dit, nie omdat ek die waarheid verkondig het, maar omdat ek my waarheid en dalk my eie superioriteit en dalk selfs skynheiligheid probeer projekteer het oor ander, soos wat Job se vriende gedoen het. Maar weet jy, die belangrikste ding, dink ek, wat Job vir ons leer, is dat ons moet praat. In hierdie tyd, niemand weet hoe dit verder lyk nie, in hierdie tyd moet ons praat met God. Al klink die woorde nie so mooi, soos wat ons dink dit moet klink nie. Job wys vir ons op so 'n bevrydende manier, dat daar soveel vrymoedigheid, dat ons met soveel vrymoedigheid mag praat met die Here. En mag jy vryheid daarin ontdek. Jy, God se kind, mag met jou pa praat, mag met jou ouer praat, en doen dit. Stort jou hart voor hom uit, jy is steeds die regverdige van God, omdat hy deur die lewe van Jesus dit verklaar het. Kom ons bid saam. Ons Here, ons eer U, omdat ons mag praat oor U, en omdat ons mag probeer sê. En ons kom sê, Here, dat ons sukkel om te verstaan, dat ons nie altyd weet wat aangaan nie, dat ons kom bely dit ook, Here, dat ons gedink het ons weet, en ons weet toe nou nie. Here, maar dankie vir die vrymoedigheid, dat wat ons het nog meer as Job, deur die lewe van Christus, om ons harte voor U te kom uitstort, om ons emosies en ons hartseer, en ons vrese, en selfs ons aanklag, Here, in U teenwoordigheid kan kom sê. Lei ons, Here, op ons pad saam met U. Amen. Kom ons sing lekker saam met Hansie en sy span. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting.
is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Hallelujah, 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 hallelujah. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Hallelujah, 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 hallelujah. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Hallelujah, 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 hallelujah. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus, maar die krag van die Heilige Gees, die krag wat jou ook vandag gaan help om aan te hou leef, by elkeen van julle wees. Amen.